Asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 165, verse 1 en 2. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 199, verse 1, 2 en 3.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Gesang 265 vers 1 en 2. Die wet dien vir ons as reël van ons dankbare lewe voor God. Hoor som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons sing Gesang 309, verse 1, 2 en 3.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en wel uit die boek Job. Job hoofstuk 11 vers 7 tot 9 en dan Job 12 vers 1 tot 11. Ons sien klaar die prentjie voor ons geestesoog. Job sit op die ashoop. Soveel rampe het hom nou al in sy lewe getref. Hier sit hy op 'n ashoop en letterlik staar hy nou al ook die dood in die oë. Want ook sy gesondheid is van hom weggeneem. Sit en krap die swere aan sy lyf met 'n stuk potskerf. En nou sit sy 3 vriende by hom en hulle is veronderstel om hom te troos. En nou praat die een vriend en hy sê, Sofar sê vanaf vers 7, Job, kan jy begryp wie God werklik is? Kan jy die Almagtige ten volle verstaan? Dit is kennis wat hoër is as die hemele. Hoe kan jy daarby uitkom? Dit is kennis wat dieper is as die doderyk. Hoe kan jy dit bereik? Dit strek verder as die aarde, wyer as die see. Toe het Job weer gepraat. Werklik, julle is die enigste mense wat iets weet. Met julle sterf die wysheid uit. Ek het ook verstand, net soos julle. Ek staan nie vir julle terug nie. Wie weet nie al die dinge nie? Ek is 'n grap vir my vriende. En dit iemand wat tot God roep en van hom antwoord kry. 'n regverdige, 'n vrome wat 'n grap is. Vir die wat geen kommer ken nie, pas ongeluk en smaad by mekaar. By die wat struikel, pas 'n skop. In die huise van rowers is daar rus, en die wat God se toorn verwek, is veilig. Die wat meen dat hulle vir God in hulle mag het. Miskien moet jy die diere vra om jou te leer. Die voëls daarbo om jou te vertel. Of praat met die aarde dat dit jou leer. En met die visse in die see dat hulle dit vir jou sê. Wie van hulle weet nie almal dat die hand van die Here alles gemaak het nie? Hy het al wat lewe in sy mag. Die asem van elke mens. Moet die oor nie woorde toets soos die verhemelte kos proe nie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters,
Kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons bely dat U alleen die een en enigste God is. Ons eer en aanbid U alleen. Maar ons bely, goeie Heer, dat ons met ons eie wil 'n beeld van U skep. En dan koester ons daardie beeld wat ons van U skep. En dit terwyl ons nie weet of dit wat ons van U sê die volle waarheid is nie. Ons bely, o Heer, dat terwyl ons weet dat ons soos 'n lig op 'n staander moet wees, wat U lig moet uitstraal, dat ons dit doen, om dan maar net onsself goed te laat lyk. En daarom bid ons U, doen tog met ons, soos U nog altyd met U dienaars gedoen het. Laat daar by ons geen sweem van selfgenoegdoening is nie. Laat ons met versigtigheid U aanroep as God en Here. En gee tog dat ons lewe nie daarvan sal getuig dat ons eintlik maar net U naam uitelik gebruik nie. Gee dat U Gees ons elke dag lei en dat U Gees die regte woorde en dade in ons mond en hande sal plaas. Laat ons tog aan onsself sterf en laat die lewe van U Seun die lewe sal wees wat ons hand en verstand vul, tot U eer alleen en tot ons behoud. En wanneer U wil dat ons onverskrokke U wil moet doen, Here, laat ons tog nie met mooi verskonings ons daaruit probeer losmaak nie. Ons bid ook so vandag vir U kerk en vir ons volk. Goeie Heer, moet tog nie ons ongehoorsaamheid van gister en eergister in herinnering roep nie. Kyk tog na die bloed van U Seun aan die kruis en wees ons tog maar genadig. Laat ons van niets af na U wil en U koninkryk soek, terwyl ons dan weet
dat ons toekoms in u sorgsame hand is. Goeie Heer, hoor tog ons gebed, want ons roep tot u in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Koning. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 469, al twee die strofes, uit u en deur en tot u is alle dinge Heer. U bepaal ons lot, al sou ook wat gebeur. Geen toeval skenk u werke, en kom ook hier my tyd, sal ek by u o sterke mag bly tot in ewigheid. Verskoon broeders en susters, ek wil maar net vir Tannie Manda vra, die slotgesang is gesang 478, as Tannie maar so lank vir ons daar sal oopmaak. Broeders en susters in ons Here Jesus Christus, ons kennis van God en van God se koninkryk is maar weinig. Maar terwyl dit weinig is, weet ons genoeg. Het ons genoeg kennis van God om uiteindelik die koninkryk van God in te gaan. Maar die oomblik wanneer ek by myself dink dat ek presies weet hoe God dink en redeneer,
wie God is en wat sy koninkryk is, die oomblik as ek dit dink, dan is hierdie gewaande kennis van my minder as die kennis wat diere het. Dis die punt wat ter sprake kom in hierdie gesprek tussen Job en sy vriende. En nou moet u tog, wanneer u die tyd het, bietjie deur die boek Job gaan blaai en gaan lees wat sy vriende elke keer vir hom sê. So met die eerste lees klink dit asof hulle die waarheid praat. Hier kom Sofar en hy sê vir Job, vra so ewe vir Job, ken jy God? Verstaan jy hoe God dink en redeneer? Dit klink reg, dit klink goed. Maar as 'n mens die hele boek deurgelees het en jy kom aan die einde, dan sê God self, Job het reg oor my gepraat, maar sy vriende, wat klink asof hulle al die kennis oor God en sy koninkryk het, dat hulle verkeerd gepraat het oor God, en so moes hulle 'n offer bring vir hierdie sonde wat hulle gepleeg het, en hulle moes vir Job vra om vir God te bid dat hy hulle tog genadig sal wees. Verstommend. Dit klink so goed en reg dit wat hulle gesê het, maar uiteindelik het God gesê, hulle het nie reg oor my gepraat nie. Ons blaai vir 'n oomblik terug na die tuin van Eden, na die sondeval. Ons ken almal die verhaal. God bring Adam en Eva in die tuin van Eden, sodat hulle daar in rus en vrede en met gelukkigheid in die hart kon leef. Die ou vertaling het 'n baie mooi woord, welgeluksalig. Adam en Eva, die mens wat God geskep het, bring hy in die tuin, dat hulle 'n welgeluksalige lewe kon lei. En dink net, die mens is op die 6de dag geskep, en toe hy sy oë oopmaak, die eerste dag op God se aarde, daar in die tuin van Eden, was dit Sabbat, kon hulle rus. Die verhaal vertel, en toe kom die slee slang, letterlik staan daar, die slang wat wyser is as al die diere van die veld, en hy begin Eva se intellek te prikkel. God weet dat julle nie sal doodgaan nie, so julle kan maar van die vrugte probeer. En nou is die vraag, as die slang nou slimmer was as al die diere van die veld, het diere dan enigstens kennis gehad. En dit was algemeen aanvaar onder die volk, dat diere het kennis. En die kennis wat diere het, is dat God hulle skepper is. Nou kom die slang, wyser as al die ander diere van die veld. Israel het by die heidene gehoor, die slang is baie slim.
want hulle het die slang geassosieer met 'n hoë ouderdom. In die wêreld van Israel was dit die ouer mense wat die meeste kennis gehad het. Onthou, daar was nie universiteite en skole nie. So, hoe ouer 'n mens is, hoe meer kennis het jy, want jy het meer lewenservaring. Die slang wat vervel, het die heidene die idee gegee dat hy baie langer leef as al die ander diere en daarom was die slang wyser, slimmer as al die ander diere. En die bose kom in die vorm van die slang en prikkel Eva se intellek. Julle mag maar van hierdie vrugte eet. Julle sal beslis nie sterf nie. As julle van hierdie vrugte eet, sal julle soos God wees deur alles te kan weet. En Adam en Eva het hulle hand uitgesteek en van daardie vrugte geëet. Wat was die krisis met die kennis wat hierdie boom sou inhou? En daar's al baie filosofieboeke vol geskryf oor wat hierdie kennis alles sou inhou. Maar kom ons begin op 'n eenvoudige manier en kyk hoe dit ons ook vandag raak. Die dag toe God Adam en Eva die tuin ingestuur het, was dit nie sonder kennis nie. God het hulle met kennis daarin gestuur. Hulle het in die eerste plek geweet wie God is, dat God is. En in die tweede plek het hulle geweet wat is reg en wat is verkeerd. Hulle kon van al die bome in die tuin se vrugte eet, dit was reg. Maar van die bome in die middel van die tuin mag hulle nie geëet het nie, dit sou verkeerd wees. Hulle het geweet wie God is en wat God se wil vir hulle is. Hulle is met kennis in die tuin ingestuur. Genoeg kennis. Hulle het nie alles van God geweet nie, maar hulle het genoeg kennis van God gehad om in rus en vrede welgeluksalig te lewe. Wat doen hulle? Hulle is ongehoorsaam aan God, want hulle wil die kennis hê wat God het. En hulle steek hulle hand uit en hulle eet daarvan. En wat gebeur? Hulle besef, staan daar geskryf, dat hulle naak is, wat beteken, hulle kom toe tot die besef dat hulle maar net mens is, nie gode nie. Toe dit te laat was, staan hulle in naaktheid met die besef, hulle is maar net mense, nie gode nie. Kom ons maak dit bietjie op vandag van toepassing. Ons het deur die eeue, het die mens baie kennis opgedoen.
Dink aan al die wonderlike kennis wat die mens met sy wiskunde, sy wetenskap, mediese wetenskap en tegnologie opgedoen het. Is 'n wonderlike gawe van God om sy handewerk te kan ontdek. En dink vir 'n oomblik as ons voorgeslagte van 50 jaar gelede net vir 'n oomblik vandag hulle oë kon oopmaak en sien wat ons tegnologie nou al mee vorendag gekom het. Hulle sou hulle hande saamgeslaan het van verbasing. Maar nie net dit nie. Hulle sou ook hulle hande van verbasing saamgeslaan het, omdat dit so lyk asof terwyl ons al hierdie kennis opgebou het, ons daardie kennis waarmee Adam en Eva die tuin ingestuur is, dat God God is en wat reg en verkeerd is, dat dit al hoe minder by ons te sien is. Vat enige ontdekking wat die mens al gedoen het. En ons het al in die verlede verwys na kernkrag. 'n wondermiddel, deel van die skepping van God. Maar die eerste wat ons daarmee doen, ons bou bomme om mekaar tot niet te maak. Dink aan die internet. 'n wonderlike goeie middel waarvan amper niemand meer van ons behoorlik in hierdie lewe kan klaarkom nie. Al die kennis wat 'n mens daar kry. Die verbinding tussen ons en ons geliefdes. En dan as 'n mens mooi kyk, dan staan jy verslae oor die leuen wat so lewe op die internet. En kyk 'n mens na die sosiale media, 'n goeie verbinding met jou familie, maar dis plekke wat gebruik word waar mense mekaar verguis. Ja, as jy hoor en as jy sien wat op hierdie sosiale netwerke gebeur, dan lyk ons nog net so bloeddorstig soos 'n middeleeuse mens wat by 'n openbare teregstelling in die dorp nie kan verbyloop nie. Ons kennis het miskien vir ons in baie opsigte die lewe gemakliker gemaak. In baie opsigte, maar ons kennis het ons nog nooit beter mense, wyser mense of gelukkiger mense gemaak nie. Ons kennis as mens is altyd te min. Niks filosofies nie. Ons kennis is altyd te min, omdat ons daardie kennis waarmee Adam en Eva die tuin ingestuur is, omdat ons dit ook een kant toeskuif. En vandag is ons maar soos Adam en Eva, wat elke dag self God wil wees. In die oomblik wanneer dit te laat is, dan besef ons skielik, maar ek is naak,
ek is maar net 'n mens, nie 'n God nie. Job en sy vriende praat met mekaar. Job sê baie sarkasties vir sy vriende, met julle sterf die kennis uit. Gaan vra die diere om julle te leer. Die bietjie wat diere weet, is baie meer as al 3 sy vriende se kennis tesaam. Want diere weet, God is skepper. Broeders en susters, terwyl niemand vra nie, niemand regtig kyk nie, gee God ons nog kennis. Daardie man van Nasaret is uiteindelik deur die mense met baie kennis kruis toe gestuur. Die mense wat gedink het, hulle weet alles van God af, in ons taal weet alles, verstaan alles wat in die Ou Testament staan, want dit was hulle Bybel. Daardie man van Nasaret word deur die mense met al die kennis oor God en sy koninkryk kruis toe gestuur. Net totdat almal tot die besef moes kom, maar dis die seun van God. Of 'n mens slim is of nie, die grootste kennis wat jy kan hê, is om te weet, Jesus Christus is die Here. Ons het verwys na wanneer dit te laat is. Want dink maar die pad wat ons almal loop. Ons dink ons is God in alle aspekte van die lewe. En as dit te laat is, dan besef ons is naak. Ons is maar net mens, nie gode nie. Want dink net, die jaar 2025, wat het al die kennis ons tot vandag in die sak gebring? Die lewe bietjie gemakliker gemaak, maar dit het ons nie beter mense gemaak nie. Maar dan nog steeds bly God onverklaarbaar, maar net God. Wat het God met Adam en Eva gedoen toe dit te laat is? God het vir hulle klere aangetrek. Hier kom Job se vriende. Toe dit te laat is, toe gee die Here hulle 'n tweede kans. Bring 'n offer en vra dat Job vir julle moet bid. En aan die kruis hang 'n misdadiger. Hy gaan sterf, dis te laat. Maar toe hoor hy uit die mond van die Here Jesus Christus, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die kennis, Jesus Christus is die Here, is kennis wat ons naaktheid as mens
toevou. Die kennis van die evangelie is die kennis wat vandag een af tot in hierdie vreeslike moderne wêreld van ons is die enigste kennis wat rus en vrede gee. Al is die wêreld hoe rumoerig. Mag elkeen wat 'n oor het, tog hoor wat die Gees aan hom of haar wil sê. Amen. Gemeente, ons slotgesang, Psalm 478, die eerste, derde en vierde strofe. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.